Kom ons gaan lees in Matteus 2, vers 1 en 2, 9 en 11. Onthou net, Jesus is the reason for the season. Jesus is die rede vir hierdie seisoen. So ons hele fokus gaan oor dat hy die rede is hoekom ons in hierdie seisoen kan wees. My tema van môre, 'n koning verdien 'n koninklike geskenk. 'n koning verdien 'n koninklike geskenk. Kom ons lees Matteus 2 vers 1 en 2 na 9 en 11. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê: "Waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys." Vers 9. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval. En om hul te bewys daarop maak hulle skatte oop en bring hom geskenke goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes teruggegaan het, hulle met 'n ander pad na hulle land teruggekeer. Ons bid saam. Baie dankie Here vir u woord. En u is die rede hoekom ons hierdie seisoen het. Amen. Omdat u gekom het. Wat sou ons gedoen het as u nie gekom het? Maar omdat u gekom het, wil ons verbly. En wil ons verheug met die wete dat Jesus Christus maak alles anders. U het gekom dat ek kan lewe en die lewe geniet. En u het gekom sodat daar vir my vreugde en oorwinning en verlossing kan kom, dat ek gered kan word deur die bloed en die naam van hom wat gekom het. Ons eer die dag van vrede bid ons in ons harte, vrede in ons gees in Christus naam. Amen en amen. 'n koning verdien 'n koninklike geskenk. Dit is so. Dit hang af die waarde wat 'n ou vir iemand het. Is dit nie gee om 'n geskenk? Soos jy nie baie waarde het, ek gaan soek ek 'n special om vir jou iets te koop, is dit nie. Ek gee nou net vir jou iets omdat ek nou maar vir jou wil gee. Dis 'n polite gift, is dit nie? En dan kry jy iemand wie jy lief het. En dan dink jy maak seker, jy kan nou maar by Pick n Pay gaan rondkyk. Dit is altyd vir my skrikwekkend hoe ouers kinders wil please. Dis vir my dis aangrypend hoe daai kind so beheer oor jou lewe. Jy staan en jy kyk vir elke ou geskenkie. Want as jy dan die verkeerde ding koop, is dit geweldig moeilik vir jou. Hulle moet so graag dit like, is dit nie? Ja. Ja, dis 'n hele storie. So jy koop iets wat dan voel jy okay. Koop hulle like, dis awesome. En dan kry jy daai geskenk wat jy het nie eintlik die geld nie, maar jy het eintlik. Jy wil nie eintlik in jou spaarpot jy uitgooi nie, maar dan kry jy daai geskenk wat jy vir iemand gee wat dit maak ou seer, nee, dit is 'n geweldige waarde wat jy vir daai persoon gee en doen, nee. Toe hierdie wyse manne kom, wat sê die woord? Hulle het nie op 'n seil vir iets gaan koop nie. Dit was nie Black Friday, nie gaan maar vir Black Friday om vir iets te koop nie. Nee, die woord sê dat hulle skatte oopgemaak. Ek wil oor die een deel praat, oor die goud wat ek wil praat. Oor daardie een deel binne jou lewe, dat die kom hulle maak hulle skatte oop. Die Bybel sê nie, hulle het iets cheaps gebring nie, hulle het hierdie skat gebring, hierdie geweldige waardevolle geskenk het hulle aan gebring. Amen, die mees belangrikste. Want die goud het verklaar wie Jesus is, dat hy die koning is. Dit openbaar wat die waarde wat God in my en jou se lewe meet, nee. Want hierdie geskenk kom, en dit praat van vandag wie hy ook is. Hy is die koning. Hy bly nie koning, hy kan nie verander nie. Maar dat hulle hom, hierdie kind in die by sy ma gekry en hulle het besef dat hierdie is die kind, 'n koninklike kind.
Ja. Die wyse man, as jy luister, dit is nogal interessant gewees, dat hulle nie gevra, waar is die babietjie nie? Nee, hulle het gevra, waar is die koning? Geweldige stelling, waar is die koning van die Jode? Is nie awesome nie? Hulle het nie gekom en gevra, waar is hierdie geestelike, of hierdie geestelike simbool nie, of om te kom in die mooi storie dat hulle kom vertel. Nee, hulle het kom, wat het hulle kom soek? Hulle het 'n koning kom soek. Ja. 'n koning wat dinge gaan verander, 'n koning wat mag het, 'n koning wat gesag het. Onthou vroeër jare as jy iemand die ou tradisies eintlik was goud geassosieer met koninklikheid, met gesag. Ja, nie daar net enigiets uit nie, wanneer jy vir die koning iets bring wat dit te doen het met goud. En wat hulle hierdie geskenk by Jesus se voete gesit het, wat sê hulle eintlik? Dit is nie net enige mens se kind nie. Dis nie nog 'n babatjie wat gebore is nie. Nee, hierdie kind het koninklikheid by hom. Herodes sit in sy op die troon in Jerusalem. Maar die ware koning sit by die skoot van sy ma. 'n koning wat gekom het, wat planne het vir die mensdom. So wie is hy van jou lewe? Is hy die Here? Behandel hom soos God? Eer hom soos 'n koning? Is Jesus net koning Sondag, of is hy koning van die week? Is Jesus koning van jou emosies, of is jou emosies koning oor jou lewe? Is hy koning van jou besluitmaking, of is jy koning van jou eie lewe en jou eie besluitmaking? Jy sien 'n koning vra nie om te regeer nie, hy regeer. Hy kom nie en vra vir spasie in jou lewe, hy doen nie. Wanneer hy kom, is daar 'n eising van spasie. Wat doen baie mense? Ons probeer met die Here onderhandel. Ek kan dit doen, ek gaan dit doen, ek gaan soveel keer bid, ek gaan meer, as daar rugby op is, kan u nie met my praat nie, ek hoor nie wat jy sê nie, is dit nie? So jy, wat doen jy? Jy skep spasies, en jy weet om die Here om te onderhandel, wat sê jy vir hom gee, wat gaan jy nie vir hom gee, soos jy, voel jy het gestagneer, jy voel dat jy groei nie geestelik nie, dan beteken dit dalk, dat jy is besig met die Here te onderhandel, nee, die spasies wat jy vir hom gee. Hy vra nie, en dit is die skade, God kom en hy vra spasie, as jy nie vir hom spasie gee nie, wat doen hy? Gaan weg. Totdat jy by 'n dag kom, dat jy spasie sal gee, dan kom hy en vat daai spasie. Want onthou net, hoe meer oorgegee is jy aan die Here, hoe meer vervuld is jou lewe in God. Hoe minder spasie jy vir hom gee, hoe meer sukkel jy om jou eie lewe te probeer leef. Daarom wil ek vir jou vra, as hy vandag aan jou hart klop, moenie met hom onderhandel nie. As hy vir jou sê, ek soek hierdie spasie in jou lewe, geef hom daardie spasie binne in jou lewe. En daarom hierdie Kersfees wil ek met jou begin werk en vir jou sê, laat hy oor elke deel van jou lewe regeer. Wat doen hulle? Hulle open hulle skatkis, is dit nie mooi nie? Nie 'n leftover nie. Kosbare goed. En ek wil vir jou sê, die skade wat ek en jy nie altyd besef nie, God sien alles, God weet alles. Moenie dink hy weet nie hoe jy dalk hanteer met sekere goed. Nie dink hy weet dit nie. Hy weet presies wat jy doen. Hy weet presies wat jy dink. Hy weet. Is dit nie altyd interessant nie? Ons wil 'n goddelike seën hê, maar ons behandel hom nie soos 'n koning. Ons gee vir hom leftover pret dan, né? Leftover fellowship dan. Ek gee hom 'n oorskiet van my aanbidding. Ek gaan oorskiet van my tyd vir hom. Maar asseblief, bid dat die seën van die lewende God oor my lewe werk op pastoor, dat die Here my net aanraak. Maar jy behandel hom nie soos 'n koning. Maar dit wat ons soms met hom doen,
Dis om leef ons soos ons leef, nee. Ons besit wat ons besit, omdat die koning wie geëer moet word, dat jy nie respek het van hom. Jy gee vir hom leftovers. O, dit is soos ek die Here pastoor, dis soos ek die Here aanbid. Wat doen jy? Wat sê jy vir my? Ek is besig om te onderhandel. Dit is my persoonlikheid, dit is wie ek is. Nie as jy die Here dien van die vir die woord, jy eer die woord. As die Here vir jou sê dans, dan dans jy. As die Here sê hef op jou hande, hef jou hande. As die Here sê sing, dan sing jy. Jy kom in volle oorgawe. Hoekom? Want as ek God kan hê in my lewe, as ek hierdie koning kan eer, wat gaan hierdie koning later doen? Sy skatte met my en met jou deel. Halleluja. Wat doen God? Wanneer ek en jy vir hom bring uit ons harte. Wat sê die woord? En toe die wyse manne geloop het, wat gebeur? Toe raak die Herodes kwaad. En hy sien, hy is toe bedreig. Wat doen hy toe? Hy sê, gemaak die kinders dood. Ek sê, ek 'n bietjie gaan lees oor hoeveel kinders eintlik doodgemaak. Want nêrens in die ander evangelies kom dit eintlik voor nie. Kom ons sê daar's 300 mense wat op daai stadium in Bethlehem gebly het. Was daar nie 10 miljoen kinders doodgemaak? Hulle praat so tussen 10 en 20 kinders onder die ouderdom van 2 jaar, nee, en die mag sterf. Maar een kind was te veel. Nee, hoor nie wat ek te veel sê. Ons kan sê, maar 10 kinders of 20 kinders en dit is nie so baie. Ja, gevoel wanneer jou kind iets oopkom, of iemand wat jy lief het iets oopkom. Daar's nie troos aan jou nie, want is een te veel. Een oomblik is te veel. Een dood vir jou is te veel vir my en jou. So hulle reken, ek het 'n bietjie genade, so hulle reken, daar was dit tussen 10 en 20 kinders wat die Herodes toe laat afsterf het. En is dit nie wonderlik nie, toe Josef hoor iets gebeur, wat sê God van dat jy moet vlug? Waar het hy geld gehad, dink jy? Daai wyse manne. Dit kom. Hy het kans gehad om sy bankrekening leeg te maak nie. Hy het die eerste 32 dae rentekoers gehad en sê jy 32 ons moet hier kom nie. Hy moes onmiddellik vlug. Dit is nie wonderlik nie. So dit is daai ding, wanneer jy in 'n krisis kom, voor jy in die krisis kom, was God al daar. Is dit nie awesome? Daar kan niks in my en jou se lewe gebeur, dat God nie vooruit is nie, dat hy nie al daar is nie. Jy sal sien, wanneer jy daar kom en jy het probleem, wanneer jy daar kom, het God al eintlik vir jou voorsiening gemaak. Wat maak hy? God kom en hy maak voorsiening voordat nog iets gebeur. Dis wat Paulus sê in Filippense 2:4-19, en my God sal aan al my behoeftes verskyn tot sy eer en sy heerlikheid. Kom ons kyk 'n bietjie na gee. Baie keer dink ons gees van net gee, né? Daar's 'n geweldige beginsel betrokke. Deur hulle gee het God hulle lewens gered. Onthou jy as jy sy geskiedenis gaan lees, hy het sy familie dood gemaak. Elke wat dink hy gaan op sy troon sit, hy dood, maar hy het sy eie kinders doodgemaak. So hy was nie 'n meek en mild nie. Hy het so 'n bietjie verkeerde persoonlikheid wel gehad. So hy het nie gespeel nie. Wat doen God vir die wyse manne? Red hulle lewens. Want die woord sê die engel het aan hulle verskyn en gesê hulle moenie teruggaan nie. Want eerder op 'n ander, dit is net God wat dit kan doen. Dan die ander verhaal wat vir my wonderlik is, soos in Markus 14:13, die vrou met die olie, né? En sy het gesit in die huis van Simon, die Melaatse, Jesus wat gesit in Simon sy huis, die Melaatse by 'n tafel. En 'n vrou kom met 'n albaster ves olie, baie kosbare
parfuum van 'n opregte nardesal en sy breek dit en gooi dit oor Christus uit. En almal gaan daaroor aan en sê ja, maar dit is net wasted en moenie dit doen, ons kan dit vir armes gegee het. Maar kyk wat doen hy? As jy saam met lees saam met Markus 14. Kyk hierdie awesomeness. Markus 14:9. Voorwaar ek sê vir jou, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word, sal ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Wat doen ek en jy vanmôre? Jy sit hier en jy hoor iets wat al hoeveel 1000 jaar gebeur. En wat doen ons vanmôre? Is God se woord nie wonderlik nie? Ek en jy hoor opnuut vanmôre. Ons bring dit in gedagtenis van wat sy vir Jesus gedoen het. Dit is vir my interessant. Tiendes en offerandes is 'n powerful source. Ek luister nooit, ek het nog nooit iemand gehoor wat sê, Here, gee vir my offerande geld, gee vir my tiende geld, bid vir huise, karre, lewensmaat, vir werke. Maar dit wat kosbaar vir die huis van die Here is, dit min ek en jy, maak of niks is nie. Bring 'n rand, 2 rand, wat jy doen, awesome. Wat jy in hierdie huis doen, geweldige implikasies. Want hierdie huis kan maak, dat dit jou lewe kan red. Jou offerande, jou tiende maak, dat die vloek van jou lewe, jy kan my Malagi 3 gaan lees. Gaan lees wat sê hy, wat doen God oor die goed? So wil jy vra. As jy weer bid vir iets anders, dan begin bid, Here, gee vir my offerande vir die huis. Here, gee vir my tiende vir die huis van die Here. Ja. Maar hoe kom dit in jou lewe red? Dit kan tot jou gedagtenis spreek. Jy kan kinders, dis interessante wese. Of kom ons sê jou memory bly voortleef. Jy sal sien ouers wat 10 tiendes gee, kinders weet hulle gee tiendes. Hulle weet hoekom, jy praat daaroor. Jy praat oor die prys wat dit jou kos. En jy motiveer hulle om dit te doen. As jou kinders nie weet jy betaal, ek wil sê jou kinders weet of jy tiendes betaal of nie. Hulle weet of jy 'n offerande aan God doen. Het jy dit geweet? Jou kinders weet dit. Hoekom het jy motiveer om by God te kom? Jy sien wat jy aan die huis van die Here doen. Jy het vir God 'n geweldige implikasie binne jou lewe. Nee. Daarom kom hy en hy sê, jy steel van my. En jy dink dit kan met jou goed gaan, maar vervloek is jy eintlik. Ek wil met jou iets los vanmôre. Ons bid oor groot goed wat God moet doen. Reddings, verlossings, openbaring, huise, kar, wat ook al jy verbid, maar jy het al ooit gedink om te bid, Here, laat my offerande groot wees. Laat ek in lyn kom met my tiendes vir die Here. Groot. Maar ons wil 'n geestelike seën. Ons wil hierdie God met ons seën. Maar ek behandel hom soos 'n cheap Friday, nee. Wat ek goed in ons lewens. Ons vergeet die waarde. Amen. Wanneer jy sou sterwe maar, wat sal jou kinders van jou sê? As hulle met hulle offerandes en tiendes, my ma, my pa die tiendes gegee. Wat gebeur daar die oomblik vir jou? Dit word tot jou gedagtenis gereken. Nie mooi nie. Jolly awesome. Baie keer as jy dood gaan, weet mense nie eens meer jy is dood nie. Maar daar is altyd iemand wat terugkom en 'n gedagtenis oor jou het. Waar is hierdie gedagte? O, my ma en pa die Here gedien. Hulle tiendes gegee as gestel daar. Wat dink jy gebeur daar in die oomblik? Dit word tot jou gedagtenis gereken. Dit is nie awesome nie. Dit is mooi goed hierdie, nie? Die waarde van God se huis binne in jou en my se lewe. Want vir die volgende seisoen kan hy jou bevestig. Wanneer jou vyande teen jou opstaan, kan die Here jou laat wegdraai. Wanneer daar omstandighede in jou lewe kom, kan hy jou troos en oorskadu en ontvou en sy wêreld en God en
sy wêreld vir jou oopmaak, want die Here woord sy planne vir my en jou. Daarom wil ek vir jou sê, 'n koninklike Kersfees gaan nie net oor nou moet ek iets doen nie, maar kyk wat doen hy. Dis die ding wat ons sê, you can never outgive God. Dis nie mooi nie. Vir jou gehoorsaamheid vandag gaan vir jou oorwinning gee môre. Vir jou opbidding vandag gaan jou krag gee in jou volgende stryd. Jou oorgawe in hierdie seisoen maak 'n deurkoop in die volgende seisoen. Waarom ek jou aanmoedig vir môre? Hanteer die Here soos 'n koning in jou lewe. Want dis wie hy is. Gee hom jou hart. Gee hom jou wil. Amen. Maak 'n oorgawe aan hierdie God wat koning is. Daar word hy genoem koning van alle konings. Ek en jy hom eer sal gee wie hy is. Amen. Wanneer ek weer met hom begin praat om te weet, hy is 'n koning. Maar meer, my koning. Amen. Ek wil van wat Dawid sê, ek hierdie ding, my Vader, my God, my koning. Nie mooi nie. Ek my koning. Amen. My voorsiener. Buig voor U. Want onthou, wanneer ek hom aanbid, is dit my beste. Wanneer ek hom oorgee, gee ek my alles aan hom oor. Want hoekom? Ek wil alles van hom hê. Amen. As jy weer begin bid oor goede, Here help my doen, dit vra 'n bietjie vir jouself. Het ek 'n oorgawe met my wil aan hom gegee? Het ek 'n oorgawe met my hart aan hom gegee? Het ek my toekoms aan hom oorgegee? Is dit wat ek vanmôre gee? Die goud van my lewe. Want 'n koning soek net goud. Nie minder, die kind van die Here, God wil nie minder van jou hê. Hy wil die goud van jou lewe hê. Amen. Wat maak hy met daai goud? Bring vir jou 'n seën. Amen. Ja. En hy sê mos en ek sal die vensters, laas, en ek sal die vensters van die hemel vir jou oopmaak. Ek het al gesê, Here, ek sal eerder 'n deur wil hê, want ek het al baie venstertjies gesien, né? Hoe groot is God se venster? Lyk my groter as 'n deur. Amen. Een van daai as jy daai vensters eintlik by die see, nee, daai massive, as jy hom so oopmaak, daai massiewe vensters op deure, it's like, man, as jy daai goed oopmaak, it's like you stepping into a brand new world. Vensters van die Here, wanneer jy hierdie goed begin, en jy gee hom jou goud, maak hy die vensters vir jou oop. Dis om is to step into a brand new world. En met wie? My koning, my God. Amen. Laat hierdie Kersfees, terwyl ek en jy in Kersfees ingaan, onthou, Jesus is die rede vir hierdie seisoen. Dat ek weet, 'n koning verdien 'n koninklike geskenk. 'n Koning verdien 'n koninklike geskenk. Here, ons sê vir U baie dankie vir U genade en U God in vanmôre. Dankie dat die woord ons opnuut kan bring en kan stil word en besef, U is koning. En as ons U behandel het, asof U nie 'n koning is nie. As ons met U gepraat het, of as U niks is, wil ons vanmôre vir U sê, Here, ek is jammer. Daar is kere wat ek, wanneer ek die Bybel weer lees, dat U weer waarde kry. En ek dank U dat U koningskap vandag vir my nuwe waarde gekry het. En U as koning kom nie met, U wil nie brons hê nie. U wil my goud hê, my beste hê. My beste tye, my beste van my lewe. Die roem, as ek sê, dit gaan met my goed, daardie goedheid is die roem van God oor my lewe. As ek sê ek het oorvloed, en die Here het voorsien, gaan dit oor die roem van God, die roem oor my lewe. En as dan die roem is nie
Help my onderwerp aan die koningskap, sodat die roem wat die lewe vir my het, want U het gesê, U het gekom dat ek kan lewe en die lewe kan vind. Vrede bid ons vir mekaar in Jesus naam. Amen en amen.